Welkom by Alles Uniek, waar ons gesels oor alles uniek. Van uitgewers, skrywers, beraders, pottebakkers en meer. Beloof hierdie verskeie unieke programme om jou metgesel te wees in jou eie unieke reis. Goeiedag en hartlike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is vir my 'n voorreg om soos ouer gewoonte net lekker saam met jou te kuier. In hierdie aflewering van Gevorm deur die Pottebakker gaan Christel van Kinders Klei 'n bietjie meer met ons deel van 'n baie belangrike boodskap wat die Here op haar hart gesit het om met jou en met my te deel. Hierdie boodskap kom al eintlik 'n lang ruk en sy het vir my gesê dat die Here vir haar so bewus gemaak het van iets baie spesifiek wat hy met die mense wil deel. En Kinna gaan so 'n bietjie meer, ek sê nou Kinna wat ook bekend staan as Christel, gaan vir ons so 'n bietjie meer gesels, of 'n bietjie meer vertel van dit wat die Here op haar hart gesit het. En ek wil vir jou aanmoedig om tog vir jou 'n pen en papier te kry, om die skrifgedeeltes te gaan skryf, wat sy ook met ons gaan deel. En dit is belangrik om die woord van die Here deel te maak van ons lewe. Ons kan nie verwag dat die Here met ons kom praat, maar wanneer hy met ons praat, deur sy woord, dan slaan ons ook nie ag nie. Ons wag altyd vir hierdie spesifieke stem of spesifieke manier hoe die Here met ons moet praat, maar sy woord is reg en gereed om tot ons harte te spreek, en ons het 'n verantwoordelikheid om ag te slaan op daardie woord. En ek wil vir jou regtig aanmoedig, gaan maak tyd saam met die Here. Begin jou Bybel te lees. Jy weet, ons kan dit so eenvoudig laat klink, maar dit het ewigheidswaarde. Begin jou Bybel lees. Dit is nie net iets wat jy doen nie, dit is nie net iets wat jy lees nie. Maar die Heilige Gees kan jou ook nie herinner aan dit wat hy tot ons harte wil spreek, as ons ook nie gaan toelaat dat ons hoor wat hy vir ons sê nie. En hy praat elke dag met ons deur sy Gees en ook deur sy woord, maar hierdie woord kan nie vrug dra, kan nie lewend word, wanneer ons dit nie gaan toepas nie, wanneer ons dit nie eers gaan lees nie. So wanneer jy sê jy's lief vir die Here, moet jy ook daarop agslaan dat jy moet doen wat die Here van jou verwag. Hy vra vir jou, skryf die woord op die tafels van jou hart. En as ons nie gaan moeite doen nie, kan ons nie verwag dat ons die Heilige Gees se stem eers sal herken, wanneer hy ons wil herinner aan sy woord nie. So dit is belangrik dat ons onsself sal gewoond maak om tyd te maak, om met die woord tyd te spandeer, sodat die Heilige Gees tot ons harte kan kom spreek en hierdie goed vir ons kan kom leer en ons kan kom vertel wat hy bedoel in sy woord. Baie keer dan lees ons iets en sê ons verstaan nie, maar ons gaan nooit weer terug nie. Ons spandeer die tyd saam met die Here om vir ons te kom verduidelik nie. Ons is so haastig. En ek wil jou aanmoedig om nie oorhaastig te wees nie en regtig toe te laat dat die Here tot jou hart spreek. Dit kos iets van jou. Dit kos dat jy gaan tyd maak. Die Here moet heel eerste in ons lewe wees. Ons kan nie hom net deel maak van ons lewe nie. Ons moet hom ons lewe maak. Ek het vandag so kort video gekyk wat die laaste gedeelte van die video sê, ons is geskep om saam met God te wandel, om met hom verhouding te hê. Dit is ons eintlike natuur. Maar ons natuur het geword om te oorleef in hierdie wêreld, om te werk en te voorsien vir ons families, en daar is 'n plek vir dit. Maar dit is nie waarvoor ons geskep is. Ons is geskep om met God in 'n verhouding te wees, om van hom te hoor, om met hom te praat. En al hierdie goed het nie ewigheidswaarde as God nie op die troon van ons lewe sit nie. So ek wil vir jou aanmoedig om tyd te maak. Maar spandeer 'n bietjie tyd waar jy nou net 'n lekker koppie koffie gaan maak en lekker kan sit en hierdie podcast luister. Want hierdie is 'n belangrike podcast wat Christel vir my gestuur het, en vir my baie, sy het om 12:00 die aand het sy vir my gestuur en gesê, Henriette, hierdie boodskap moet uitgaan. En toe ek hom luister, toe besef ek net, jy weet, dit is goed wat die Here ons van bewus maak,
maar ons slaan nie altyd ag daarop nie. En dit is nodig dat ons so 'n bietjie stil staan en sê, weet jy wat, kom ons luister en kom ons maak seker, ons is gereed. Die Heilige Gees waarsku ons, hy is nie net 'n God van liefde nie, God is liefde, maar God is ook 'n verterende vuur. En hy gaan wegbrand dit wat nie daar moet wees in ons lewens nie. Maar hy gaan ook as 'n verterende vuur terugkom, en hy gaan kom oordeel, en ons moet gereed wees. Ons gaan nie kan sê, maar ek het nie geweet nie, of ek was nie gereed nie. Die Heilige Gees kom op verskillende maniere, om vir ons te sê, maak jouself gereed, maak seker jou lampie is vol, want ek gaan terugkom, Jesus Christus gaan terugkom, en hy is ons ware realiteit. Die ander goed wat ons elke dag mee te doen het, is nie die realiteit, en die realiteit is Jesus Christus. Jesus Christus wat gesterf het, en opgestaan het uit die dood uit, en oorwinning behaal het. Nie net oorwinning oor ons siektes, of ons omstandighede, of ons finansiële krisisse, of wat ook al nie. Maar hy het oorwinning behaal, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Dit is waaroor dit gaan. En ons moet mekaar vertel van die waarheid. Ons moet mekaar leer. En dit is iets wat ons nie meer doen nie. Ons maak nie meer die belangrike ding in die lewe belangrik nie. So ek wil regtig vir jou aanmoedig om net tyd op sy te sit vir hierdie boodskap. Verskoon tog. En regtig te luister, te hoor wat die Here vir jou en vir my wil kom sê. En hy doen dit, want hy's lief vir ons. Hy's lief vir jou. Jy maak vir hom saak. En hy wil saam met jou hierdie pad loop, hierdie pad van oorwinning loop. Maar hy wil ook saam met jou in die ewigheid net aangaan en saam met jou leef en met jou in verhouding wees. En dit is iets om na uit te sien. Ons het die geneigtheid om te dink, joh, maar dit is 'n swaar boodskap, dit weeg swaar, maar dit is swaar wanneer ons nie ag slaan op die waarheid nie. En die Here sê, sy blydskap is ons beskutting. So kom ons raak bly oor die goeie boodskap wat die Here met jou en met my wil deel. Kom ons slaan ag daarop, kom ons doen iets omtrent dit, en ons laat toe dat sy blydskap heeltemal oorneem, en dat sy boodskap ook sal uitgaan na die ander toe, na die ander wat vir wie ons so lief is, en wat ook nie gered is nie. Vir die wat jy nie op 'n daaglikse basis te doen het nie. Soms is dit net iemand wat jy tegemoet loop in 'n winkel, iemand dalk wat by jou karvenster kom bedel, die karwag, die persoon met wie jy al 'n lang pad loop, die persoon met wie jy werk. Kom ons vertel die mense van Jesus, want dis die waarheid. En as jy sê jy is 'n kind van die Here, waarom versprei ons nie die evangelie nie, die goeie nuus nie, want dit is tog waaroor dit gaan. So kom ons raak saam opgewonde en saam bly oor wie die Here is, en kom ons gaan vertel vir ander mense dat hy gekom het om ons vry te maak, ons los te koop, en vir ons die ewige lewe saam met hom beloof. En kom ons maak hierdie ons realiteit, en ons dra dit oor aan ons kinders, ons dra dit oor aan ons geliefdes, en ons sorteer die ding in ons lewe uit, wat 'n skeiding maak tussen ons en die Here. Kom ons sorteer die goed uit, en kom ons onthou waaroor dit eintlik gaan. Maar sonder om te veel van jou tyd op te neem, sit agteroor, gaan maak daai lekker koppie koffie, en slaan ag op vandag se boodskap, 'n baie, baie belangrike boodskap. En kry ek sommer daardie pen en papier reg, en skryf hierdie skrifgedeeltes neer, en gaan terug, en gaan maak hierdie woord vas aan jou hart. Ons gesels gou weer, geniet hierdie baie belangrike en baie spesiale boodskap saam met my. Ons gesels gou weer, mooi bly. Hallo geliefde luisteraars van Alles Uniek Potgooi. Dis vir my weer eens 'n baie groot voorreg om met julle te praat. Ek wou al so lank al hierdie boodskap uitstuur,
want ek het ooreengekom om elke maand een boodskap uit te stuur. Maar daar het elke keer iets voorgeval en as ek nou terugdink, dan was dit eintlik ten goeie. Want daar het so baie dinge intussen bygekom by die boodskap, want dit sou 'n kort boodskapie gewees het, baie kort. Maar nou gaan dit so effens meer vleis om hê, want die Heilige Gees het intussen vir my bygevoeg. Soos die tyd aangestap het en dinge gebeur, tans teen 'n tempo in hierdie wêreld van ons, daar is so baie Bybelse profesieë wat in vervulling kom, soos wat ons praat, en soos wat julle luister, het daar alweer nog iets in vervulling gekom, en we are living in biblical times, prophetic times. So ek is dankbaar vir die tyd wat verbygeloop het, want daar is 'n rede en die Heilige Gees het vir my dit uitgewys. So die tema van my boodskap rondom die pottebakkers is die lampies wat die maagde in hulle hande gehad het toe hulle op pad was na die bruilof toe. Hulle het geweet die bruidegom is op pad. Hulle het hierdie boodskap gekry, die bruidegom is op pad, en hulle het hulle lampie saamgeneem. Hulle het geweet, dis die tyd, daar is 'n tyd, en as julle weet hoe die Joodse troues gewerk het van daai tyd, het die bruid self nie geweet wanneer die bruidegom gaan kom nie. Hy het haar gevra om te trou en hulle het verloof geraak, en dan het hy teruggegaan na sy vader se huis om vir sy bruid 'n huis te bou en voor te berei. En sy het dit dan tyd gehad om haar bruilofsklere reg te kry en alles wat nodig is, seker vir die huis neem ek aan, ook reg te kry en dan ook haarself voor te berei as bruid. En sy het die lampie elke aand aangesteek en elke dag het dit gebrand in haar vensterbank, en sy moes gereeld olie ingooi sodat haar vlammetjie kan brand. Nou, ek het al omtrent meer as 'n jaar terug opdrag gekry by Vader om hierdie olielampies met die hand te maak uit klei. En ek kan vir julle sê, dit het vir my al so baie vreugde verskaf, en dit het al die land vol versprei, soos mense dit te hore gekom het daarvan en by my bestel het. Maar elke keer as ek besig is om 'n lampie te maak, dan praat Heilige Gees met my, en hy werk met my. En hy herinner my daaraan hoe belangrik dit is om gereed te wees vir Jesus se koms. Nou, daar's 'n baie belangrike vers wat ek met julle wil deel. En dit staan in 1 Tessalonisense 5, vers 4 tot 6. Daar staan: maar julle broeders en susters is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Hy praat nou hierso van, Paulus praat van Jesus se koms. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Nou in Matteus 25, waar Jesus die gelykenis van die 5 wyse en die 5 dwaase maagde vertel, het hy wel vir hulle gewaarsku en gesê, julle wees gereed, want julle weet nie die dag en die uur nie. Nou, dit het so duidelik tot my gekom, dat ons
as kinders van die lig weet die seisoen, ons weet die tyd, ons is nie in die duisternis nie. Ons kan die tekens van die tye sien en ons kan die profeseë sien in vervulling kom, so ons kan sien Jesus se koms is om die draai. Maar ons weet nie die dag en die uur nie. En dit help nie ons lampies het net 'n bietjie olie in nie. Ons moet ekstra olie by ons hê, want die wyse maagde het ekstra olie saamgevat toe hulle na die bruilof toe is, want hulle nie die dag en die uur geweet het nie. En toe die dwaase maagde nou vra, hoorie, kan ons asseblief van julle olie kry? Toe sê hulle, jammer, nee, gaan koop vir julle eie olie. En die boodskap wat ek hier uitkry, en ek hoop dit sal vir julle ook iets beteken, is dat jy self met jou verhouding met Heilige Gees en met Vader en met Jesus werk. Jy kan nie staat maak op iemand anders om jou te vul met die Heilige Gees nie. Jy self moet 'n begeerte hê om deur die Heilige Gees gelei te word. En jy self moet 'n begeerte hê om tyd met Jesus te spandeer en met hom te gesels daagliks en jou lewe aan hom oor te gee en nie staat te maak op ander mense om vir jou te voed nie. Ja, ons gaan wel kerk toe en ons gaan wel na 'n selgroep toe of ons luister na opbouende geestelike boodskappe, teachings, leringe. Maar ons tyd saam met Jesus is die belangrikste tyd om ons lampies vol te maak. Ons kan dit nie by iemand anders kry nie. Dit is die boodskap wat ek kry uit van die lampies wat ekstra olie moet hê. So dit altyd voorbereid wees. So intussen het daar nou nog goed bygekom rondom die voorbereiding vir Jesus se koms. En dit is waar Jesus vir ons gesê het, dat dit sal wees aan die einde, weer soos dit was in die dae van Noag. Nou mense, in die dae van Noag, het die waarskuwings uitgegaan. Noag het vir die mense gesê, julle moet julle bekeer, daar kom baie waters, en die mense het hom uitgejou en uitgelag, en gespot, en gesê, waar val jy uit? Jy bou hierdie groot skip, hier is nie eers water naby nie, hier is nie eers see of rivier naby nie. En in daardie dae het dit nie eers vreeslik baie gereën nie, daar was meer dou en fonteine wat van onderaf opgespring het om water te gee aan die mense. En Noag het in die geloof voorberei. Hy het vir sy familie voorberei. Nou, hy het nie geweet hoe lank gaan hulle in die ark wees nie, maar hy het genoeg kos in die geloof ingepak, genoeg kos voorberei vir die diere en vir sy gesin. Dit was 'n baie groot projek. Ek is seker van dit was deel van die bouproses. Solank soos wat hy gevat het om te bou, het hulle ook moes voorberei en geplant en koring gesaai het en bymekaar gemaak het ensovoorts vir die tyd wat hulle in die ark was. So, hoekom het Jesus gesê dis weer soos in die dae van Noag? Die einde van die tye. Nommer 1 is die sedeloosheid van die mens. Die mens het heeltemal verval en God was spyt uit die mens gemaak. En daar's weer eens so baie sedeloosheid soos wat daar was in die dae van Noag. Ek hoef nie eers dit vir julle op te noem nie. Die goddeloosheid en die dinge wat aangaan in die wêreld, wat reg is in die oë van die mens en verkeerd is in die oë van God, dit is so duidelik soos daglig. En tweedens, ook soos in die dae van Noag is, ons moet voorberei vir die koms, vir dae wat ons gaan swaar kry, dae wat ons gaan dalk toegesluit moet wees in ons huise
en moet kan oorleef, of swaar tye wat ons nie gaan kan koop nie. Want ons weet baie goed dat die beast system is op pad, alles is al in plek. Die een wêreld geldstelsel, die nuwe geldstelsel, dit gaan definitief nie meer dieselfde wees nie. En Jesus het vir ons gesê dat ons sal nie kan koop of verkoop of handel dryf of enigiets doen sonder die merk nie. En ons weet dat die dinge in plek is vir die merk, ons weet net nie wanneer nie. So dit is deel van ons voorbereiding is om te kan oorleef in tye wat ons nie sal kan koop en verkoop nie. So ek weet nie of julle al bewus is van die red heifers, die beeste wat al geteel is en reg is van Amerika af oorvervoer is na Israel toe, wat die Jode aangevra het en wat die Joodse Tempelinstituut al lank al voorberei het vir die bou van die derde tempel, moet hulle daai beeste eers slag en die as moet gestrooi word op die plek waar hulle die derde tempel wil bou om dit te heilig, want tans is dit onheilig. Ek wil nou nie in detail ingaan nie, maar ek volg dit nou al 'n geruime tyd. En dit is nie op die alledaagse nuus nie, maar as jy dit is al deur Trump en 'n rabbi wat in Amerika gaan besoek het, hardop op die platforms, jy kan dit oral op YouTube gaan kyk, is dit aangekondig dat hy gaan betrokke wees by die bou van die derde tempel. Nou ons weet dat deel van die profesie van die woord van God waar die antichrist in die tempel gaan sit asof hy God is en hy godslasterend gaan optree. Ons weet dan moet 'n fisiese tempel wees. So baie van hierdie dinge, daar word gesê dat daar is 'n moontlikheid dat hierdie Pasga van 2025, dan word dit die Passover wat môre aand om sonsonder begin, die 12de April, volgens die Joodse Godse kalender, sal Pesach begin vir 10 dae. En die Jode, die ortodokse Jode wil baie graag die offer doen sodat hulle kan begin met die tempel se bou. Alles is al in plek. Die priesters is al opgelei, die menorah is gemaak, al die meubels van die tempel, soos wat dit gebou was en soos wat dit oorspronklik was, is gereed. Daar is nog 'n paar geheime wat nie uitgelaat word nie, soos die verbondsark, wat nog nie, wat almal bespiegel waar dit is. Daar's baie verskillende opinies daaroor, menings. Maar die bou van die tempel gaan die 7 jaar verdrukking inlei. En ook daarmee saam die vredesverdrag wat baie nasies gaan sluit met Israel. So in my mening gaan daar oorlog gebeur teen Israel met die bou van die tempel, want die moslems en die Palestynë wat op die oomblik daar is, gaan nie gelukkig wees daaroor nie, want hulle wil nie hulle grond afstaan nie. So ons kan maar net kyk. Ons kan niks verseker weet nie, maar al hierdie dinge is op die drempel van in vervulling kom. So wat ek wil sê is dat die liggaam van Christus juis nou in tye soos hierdie moet saam staan. Ek weet van baie mense wat al 'n groot netwerk opgebou het van mense wat andersdenkend is en wat Jesus se koms verwag en wat weet dat daar gaan swaar tye kom. Jesus het gesê,
As hy nie die dae verkort het ter wille van die uitverkorenes nie, sou geen vlees dit gemaak het nie. So ons weet dat die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar gaan daar relatief vrede wees, maar dit gaan valse vrede wees, maar dit gaan onder die nuwe wêreldsisteem wees. En na die 3,5 jaar gaan die antichrist dan sy ware klere wys. En hy gaan nie meer Mr. Nice Guy wees wat die prins van vrede namaak nie. So, ja, ons moet baie mooi bid oor hierdie saak en vir Heilige Gees vra, waar staan ons? Wat moet ons as kinders van die Here doen om oop oë in hierdie tyd in te gaan en nie ons kop in 'n gat te druk soos 'n volstruis en maak asof dit nie bestaan nie. Is ons olielampies gereed en het ons ekstra olie? Gaan ons in hierdie tyd kan ingaan met die ekstra olie wat Vader vir ons uitwys wat ons moet voorsien. Ons moet nommer 1 gevul wees met die Heilige Gees, strewe na heiligmaking. Strewe daarna om ons bruidskleed wit en sonder vlek te hou, sodat ons voor Jesus kan verskyn sonder vlek of rimpel. Want daar's nog so baie dinge wat ons elkeen het, wat ons weet voor Vader nie reg is nie. Heilige Gees is die een wat ons aankla, hy vul ons en hy wys vir ons die pad van heiligmaking en dis iets waarna ons moet strewe. Dit kom nie net van self nie. Ons moet strewe daarna en dit is 'n goeie strewe. Dit is 'n goeie werk om rein en heilig voor Jesus te lewe elke dag. Ons kan nie verwag dit moet net in ons skoot val nie. Dit is 'n besluit wat ons moet neem elke dag om die sonde te weerstaan, om die duiwel te weerstaan wat ons in versoeking bring om sekere dinge te doen en sekere dinge te sê en op sekere maniere op te tree wat nie van die Heilige Gees is nie en wat nie Jesus se beeld uitdra nie. Dis belangrik dat ons dit sal afstaan, dat ons sal gereed wees, dat ons sal heilig wees die dag wanneer ons voor Jesus, voor die troon gaan verskyn. En ons gaan daar alleen voor ons staan. Nie iemand langs ons wat vir ons kan intree en vir ons kan sê, ag maar, hoorie, sy of hy was so oulik, fooi tog, hulle het so moeilike tyd gehad, en daar was so baie dinge wat teen hierdie persoon of so gegaan het, en mens kan verstaan dat die persoon so en so opgetree het. Nee, ons gaan alleen voor Jesus staan, en aan hom moet verduidelik. Ek praat van myself, daar gaan geen verskonings wees nie. So al wat ek kan doen as kind van God is om elke dag te vra, Heilige Gees, vul my met u wysheid, met u leiding, met u krag, sodat ek kan wys optree in hierdie laaste dae en dat ek u woord kan uitdra aan ander wat dit nodig het, wat honger is vir u en dors is na u, wat verlore is. Want verseker gaan ons in hierdie laaste dae moet ons lig meer helder moet laat skyn as ooit van tevore, want die duisternis is besig om baie, baie meer toe te neem. Die mensdom gaan honger wees, want die wêreld se sekuriteit gaan wegval. Die geld, die materiële dinge, die sekuriteit wat mense in materiële dinge gehad het tot nou toe gaan wegval. Dit gaan nie meer dieselfde wees nie, en dis waar ons as kinders van die Here gaan inkom, waar ons ons lig helder sal moet laat skyn, meer as ooit van tevore, en dat ons mense sal moet waarsku om hulle olielampies vol te kry.
So dit is my boodskap aan julle. Hou jou lampie vol elke dag, verwag Jesus elke dag en wees gereed wanneer hy kom. Mag Vader vir julle lei en mag Heilige Gees vir julle lei in al die waarheid en vir julle vry maak van hierdie aarde, want ons tyd is min. Ons oë moet gerig wees op die ewige koninkryk van Jesus wat vir ons wag. En dit wat ons nog kan doen vir sy koninkryk, laat ons skatte bymekaar maak wat vir ewigheid waarde het, wat vir hom bly gaan maak en nie skatte wat hier gaan agterbly die dag as ons gaan vertrek van hierdie aarde af nie. Mag Jesus julle help, mag hierdie boodskap vir julle seën en hou moed. En ek sê Maranatha, Jesus, kom gou, want ons is gereed om u te ontvang. Baie dankie dat julle geluister het en dankie dat julle hierdie boodskappe ook aanstuur en aan julle vriende en familie wie dit nodig het. En ons weet dat Jesus se liefde groter is as die sonde in hierdie wêreld en die dinge wat besig is om hierdie wêreld oor te neem. Ons weet dat sy koninkryk gaan vir ewig staan en hy die wêreld reeds oorwin. Geseënde Pasouer, geseënde Pesach, mag julle weer hierdie Pasouer besef wat 'n groot liefde Jesus vir julle elkeen het, dat hy vir julle gesterf het. Wees gereed en mag jou hart juig van blydskap, omdat hy is op pad. Ons koning is op pad. Baie blessings en shalom.